Hi en welkom hier by Inspireer. Dit is lekker om saam met jou te kuier en ons is besig hierdie week met die tema empatie. Nou ek het gister so vinnig met jou gedeel, simpatie is wanneer ons iemand jammer kry, empatie is wanneer ons intree, wanneer ons iets doen, of wanneer daar gevolge is vir hoe ons voel. Ek wil amper sê wanneer ons reageer op die gevoel wat ons het. So ons kyk 'n bietjie na hoe kan ek en jy hierdie week 'n lewe van empatie leef? Wat verwag Christus van ons? Wat leer die woord ons? En hoe kan ek en jy, ek wil amper sê, ons sensitiwiteit instel, soos wat jy 'n radiokanaal fyn sal instel om seker te maak dat ons sekere frekwensies opvang. En vandag spandeer ons 'n bietjie tyd aan Kolossense 3 vers 12. Ek lees saam met jou, dit sê: God het julle gekies, julle behoort aan hom en hy is lief vir julle. Hy sê, daarom moet julle goeie dinge doen. Julle moet regtig jammer wees vir ander mense en julle moet goed wees vir hulle. Julle moenie hoogmoedig wees nie, julle moet sagte harte hê. Julle moenie gou kwaad word nie. Ja, ek wil jou vra, wanneer laas het ek en jy regtig mense jammer gekry? En ek hoor dikwels, en ek was self al daai persoon, wanneer ek iemand sien wat bedel, of iemand wat swaar kry, dan het ek 'n gedagte van, maar jy het dit nie oor jouself gebring. Asof ek nog nooit goed gedoen het, wat negatiewe dinge oor my gebring het nie. En ek dink ons is vinnig om sommer net gou iemand op te som, en te sê, ag man, ek verstaan sy situasie, hy het 'n drankprobleem, dis hoekom hy sit waar hy sit, of hierdie persoon sukkel met X, Y en Z, en dit is hoekom hulle is waar hulle is, of hierdie persoon sit sonder 'n werk, want hulle is so en so. Maar ek wil vir jou sê, ons ken nie altyd, soos die Engelse sal sê, die backstory nie. Ons ken nie altyd hulle verhaal nie, ons weet nie altyd waardeur mense is nie. En daar is, dit wat met ons gebeur is altyd die ergste ding, né? Maar ek wil vir jou sê, daar's mense wat om ons is, tussen ons is, wat verskriklike harde lewens gehad het, en steeds het. Daar's mense wat deur pyn en lyding is, wat ek en jy sal sukkel om selfs te verstaan. Ons sal self sukkel om daarmee te simpatiseer, want ons sal onsself nie noodwendig kan indink hoe dit moes gewees het vir daai persoon nie. En hierso kom sê Paulus vir ons, kry ek en jy nog mense regtig jammer? Is ons op 'n plek waar ek na iemand kyk, en dis nie net 'n vinnige, ag shame man, dis 'n plek waar ek sê, ek kry hierdie persoon jammer tot die punt waar ek wil iets doen, ek wil intree, almal loop verby en sê, ag shame. Jy weet, as ons kyk na die barmhartige Samaritaan, hy het nie net verby gegaan en gesê, ag shame, hy het iets gedoen, hy tree in, en dit is wat Christus van my en jou verwag, dat ons intree in 'n stikkende wêreld. En hy sê, wanneer iemand honger is, wanneer iemand kos het, en hulle vra jou vir kos, moenie net sê, ek sal vir jou bid nie. Bid vir hulle, dis great, maar gee vir hulle kos. Sorg vir mense. Kry ek en jy nog mense regtig jammer, of het ons toegelaat dat die wêreld ons harte hard maak? Paulus sê, hy sê ons moet sagte harte hê. Jackie Pullinger het altyd gesê, as jy met mense werk, moet jy sagte hande en harde voete. Jy moet bereid wees om ver te loop, om die pad te stap, om ekstra moeite te doen. Maar wanneer ons aan mense vat ons aan hulle met sagte hande, met skoon hande. En ons gee om. En ons moet nooit toelaat dat die wêreld indring op ons, en dat ander mense se opinies, of hulle opinies oor mense wat sukkel, wat swaar kry, wat deur goed is, tot op 'n plek waar dit ons harte verhard nie. Mag ek en jy daai verskil wees, mag ons vir mense wys dat daar steeds mense is wat empatie het. Vinnige storie, ek het so ruk gelede, ry ek met my motorfiets, en ek stop op 'n plek, en daar's 'n vroutjie wat penne verkoop, om geld bymekaar te maak. Nou, ek het baie penne, en waar stadium het ek nie nodig nie, en toe ek verby haar stap, toe sê sy, middag meneer, en die ouens wat voor my stap toe sommer net verby en groet haar nie, en ek staan toe en ek sê net, goeiemôre, gaan dit goed? En sy sê vir my die volgende, sy sê, dankie dat jy my ten minste groet. En ek het nie 'n pen by haar gekoop daai dag nie, want ek het nie 'n pen nodig gehad nie, ek het vir haar, ek dink, R1 of 2 gegee, maar kan ek en jy mense net raak sien? Kan ons net stop en sê, jy is vir my sigbaar, ek sien jou, ek beleef jou, ek voel jou, kan sien jy trek swaar. En die Engelse woord acknowledge kom by my op. Acknowledge net mense. Sê net vir my, ek sien jou. Ek sien jy is hierso. Mag ek en jy met hierdie werklike empatie leef. Mag ons mense weer regtig jammer kry. Mag ons sagte harte hê. Mag ons nie sommer net tot gevolgtrekkings klim en spring wanneer ons mense sien in sekere situasies nie. Maar mag ons onsself afvra, waartoe is hierdie persoon? Waarvoor kan ek vir hulle bid? Hoe kan ek hulle help en hulle ondersteun? Mag ek en jy verskil maak daar waar ons gaan. Mag ons met empatie leef. Kom ons bid saam. Here, ons sê vir U dankie vir die voorreg wat ons het, Here, om weer eens uit U woord uit te kan leer, en Here, dankie dat U my vandag uitdaag, Here, en net in my binneste begin losmaak, dat ek leef nie met die regte tipe en soort en genoeg empatie as wat ek moet nie. Here, ek bid dat U deur die Gees dit in my sal opwek, Here, dat ek opnuut mense sal raak sien, Here, mense se hartseer sal beleef, maar meer as dit, dat ek tot aksie sal kom.
dat ek sal intree. Here, dat ek mense sal help. Dit is my gebed vir almal wat vandag saam kyk, Here, mag U harde harte kom sag maak, soos U in die woord ons beloof, Here. En mag ons vergeet, daar waar mense ons dalk te nagekom het of seer gemaak het, mag ons gefokus wees, soos wat U was, Here, op die mense wat voor ons is vandag. Ons eer U daarvoor. Dankie, Here, vir U simpatie, U empatie met ons. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy saam met ons kuier. Ek sien uit om jou môre weer te sien. Selfde plek, selfde tyd. Tot dan. Totsiens.